Amen. Ek vanaand daai lied sing, saam, wat sê, this is my story, this is my song. Amen, ek sommer dit in my hart opgekom, amen. I'm praising my Savior all the day long, want ek weet ek het 'n hoofstuk 11, maar ek dank die Here daar's hoofstuk 12. Is iemand saam met my? Die Here ons uitgehaal het en ons Lazarus is uit die dood uit opgewek en God is so faithful. Amen. Ons ekskuus vir my stem. Hy klink so 'n bietjie dis omdat ek môre gepreek het en ook omdat ek in die cricketfinaal gespeel het en ons het met die goud weggestap het. Dit is ons kerk het in die span het ons gewen. So God is good. Amen. Ek dank die Here wat hy gedoen het. Amen. So ek wil vanaand ons bedien oor verder gaan net so 'n bietjie wat op my hart lê oor aanbidding en vanaand wil ek so 'n bietjie kyk dis spesifieke 'n leefstyl van aanbidding. En as iemand spesifiek na wat ek wil gaan kyk vanaand in die Ou Testament en dit wat hy gedoen het, wat vir my so my hart getref het. En mag dit vanaand in die hart net iets wakker maak en rondom die lewe van hierdie man. En daar's so baie wat ons kan bedien rondom aanbidding en lofprysing en musiek en daar is so baie. So ek probeer dit in sulke segmentjies bring en gee. En uit so tyd terug het ek met die gedeel oor musiek, kan jy dit onthou? Die krag van musiek, wie kan dit onthou? Amen, die 7 Hebreëse woorde vir aanbidding en vanaand wil ek so 'n bietjie praat oor 'n leefstyl van aanbidding. En ons gaan spesifiek na 'n paar verse kyk. Maar voor ek daarby kom, Marianne, gee gou van die volgende slide. Iemand het moois geskryf wat sê worship is no longer worship when it reflects the culture around us more than Christ within us. En I know. Ek dink baie keer is baie van die kerke with all due respect en ek is nie hier om iets te vuil of 'n oordeel te vel nie, maar iets is in my hart het rondom dit baie keer weet ons nie wat se verskil tussen 'n musiekspan en die Barnyard Theater nie. Maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Amen. Ons gaan blaai na Johannes toe, die boek van Johannes. Ons begin af vanaand by Johannes, die 4de hoofstuk, vers 23 tot 24. Ek wil net 'n paar gedeeltes net gou met u deel en dan gaan ons na die persoon na wie ek wil gaan in die Ou Testament. Maar ek wil net so 'n paar verse in die Nuwe Testament net lees. Ek wonder Madeleine, kan ek jou weer eens vir is so lekker om my vrou te gebruik in ministry. Amen, en sy mag nie nee sê nie. Ek sit op die spot en sy mag nie nee sê nie. So gee haar die moeilikste goeters om te doen en dan veral sy kan nie nou nee sê nie, verstaan nie? So ek maar net kom agter die klavier. Daar's 'n lied wat jy verseker ken. Ek wil ons wil dit sing vanaand. Dit sê in daai song van U is waardig om die boek te neem en sy seël oop te maak. En ek gaan nou sê hoekom ons dit gaan sing. En dit gaan so op die bord, hoef nie op die bord te wees nie. Maar ons wil dit net vir ons 'n bietjie net sing en daar's 'n rede hoekom ek dit wil doen. Amen. Johannes 4 vers 23 tot 24 sê vir ons die volgende. Dit sê maar daar kom 'n uur. Dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees. Amen. God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Nou kyk wat by die Engelse vertaling sê. Engelse vertaling sê dit nog mooier. Hy sê in die Amplified sê, but the time is coming and it's already here, when the true worshippers will worship the Father in spirit. Dan sê hy die mooiste. Wat beteken dit? Beteken die volgende. From the heart, the inner self. Hier binnekant. And in truth, for the Father seeks people to be His worshippers. God is spirit, the source of light, yet invincible to mankind. And those who worship Him must worship in spirit and truth. So ons harte moet in die saak wees. Kom aan, wie saam met my? Aanbidding gaan oor jou hart. Dit gaan oor ons harte, om ons harte te bring vir die Here. Dis aanbidding, dis 'n leefstyl vir aanbidding. En ek gaan nou by dit stil staan. Ek lees gou ek net geweet 2 gedeeltes gee of wat die woordeboek gee vir ons oor worship, wat worship beteken. Beteken worship. Die volgende slide sê true worshipper. The English word worship, ek het dit vanmôre ook gegee vir die wat nie vanoggend hier was nie. Comes from the English word worship. Word which denotes the worthiness of one receiving the special honor or devotion. Nou jy saam met my dat Jesus alles verdien. Is iemand saam met my in die kerk wat dit saam met my kan sê vanaand God verdien my alles? Is iemand wat saam met my kan 'n amen gee? 'n regte Angus Bucket. Amen. Come on, is dit amen. God verdien ons alles. Amen. Die volgende slide sê so mooi en ek wil dit weer eens gee. Dit sê daar worship beteken to esteem with worth, 'n hoë agting van waarde. Die Afrikaans om te eer, die Engels is agter my.
hoogste waarde te plaas, om neer te buig, elke area te herken, gratitude, dankbaarheid, om oor te gee, alle krediet te reflekteer en die mooiste om soene te blaas. En ek gaan nou by dit stil staan. Romeine skryf, Romeine 12 vers 1, sê so mooi, dit sê so mooi, as ek altyd dink aan aanbidding, wat aanbidding is, sê die woord van die Here so mooi, Romeine 12 vers 1, Paulus skryf iets beautiful, hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hy sê, I beseech you brothers, to present your bodies, dedicating all of yourself, and to set apart. Halleluja. Ek moet eenkant wees. Amen, dis wat aanbidding is. My lewe wys anderste. Amen. As die wêreld daar buite kan. Hy sê, a holy and well-pleasing to God, which is your rational logic, intelligence, act of worship. Dit is proper worship, sê 'n ander vertaling, New Living Translation sê, this is truly the way to worship Him. Wanneer ons liggame as 'n lewende, heilige en God 'n welgevalle offer is. Dis ons redelike offer. Amen. So Paulus skryf ons, hy sê, you are set apart. Amen. Jy's apart gesit van hierdie wêreld. Sê vir jou buurman, jy's apart. Jy's apart. Ons is nie dieselfde as hierdie wêreld, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Amen. So ons moet ons liggame stel as 'n offer. Ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Die Here bly in ons en woon in ons. En dis hoe ek vir Marlyn gevra het om net vir ons te kom staan. Ek wonder baie keer wat in die hemel, Openbaring skryf iets moois. Ek wonder baie keer in my denke, in my klein mensbrein, probeer net 'n bietjie uitwerk oor hoe dit moet lyk in die hemel. Hoe die aanbidding moet wees in die hemel. Wie het dit al gewonder? Wie het al gewonder, ek dink ons het benul, my menslike brein kan dit nie uitdink en daar waar die 4 lewende wesens is en die engele en die serafs en die gerubs en terwyl hulle om die troon sit, die 24 ouderlinge wat om die troon is, kan ons net vir 'n oomblik dink die aanbidding wat in die hemel aan die gang is. Konstant. There's worship there. En as jy hierdie gedeelte lees, gaan ek nou vir my vra om ons te lei in hierdie sang. Maar die woord van die Here leer vir ons daar so mooi in Openbaring 4 vers 1 tot 11. En luister gou net vir 'n oomblik. Kan ons net gou 'n prentjie probeer stel van hoe dit in die hemel lyk. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek, het gesê, kom op hierheen. En ek sal jou toon na hierdie dinge wat moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel. En een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het sy voorkoms gelyk soos die een soos jaspis en sardis, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms vergelyk het soos 'n smarag. Kyk, dit is 'n mooi prentjie nie? Soos smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere. Hulle het goue kroon op die hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslaand stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels van die 7 geeste van God het voor die troon gebrand, en voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oog, van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, tweede soos 'n kalf, derde een was soos 'n gesig gehad van 'n mens, vierde was een soos 'n arend. En die 4 lewende wese het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, sonder ophou, sonder ophou, sonder ophou, praat van herhaling, sonder ophou. Hulle hou net aan sê, heilig, 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 heilig is die Here God die Almagtige, wat was, wat is en wat kom. En elke keer is die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging en gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in ewigheid lewe. Val die 24 ouderlinge neer voor hom op die troon en aanbid hom wat tot in ewigheid lewe. En werp hul krone voor die troon en sê, U is waardig. U is waardig, Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. En can you imagine wat het Johannes beleef daardie dag, toe hy dit gesien het op die eiland van Patmos, hoe hy dit beleef het en gesien het, toe hy in die gees, en die enigste manier, hoe hy hierdie dinge kon sien en beleef, is hy was in die gees. He was in the spirit. John was in the spirit. En hy beleef hierdie.
En toe ek daaraan dink, toe besef ek, wow, wat hy moes gesien het. En Jesus is waardig, want daar het gekom en vra, wie is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak? Daar sit een wat waardig is. En wat ou Pinkster sal hierdie lied ken. Wie dit saam met my sing dat die Here waardig is. Kan ons dit doen vir 'n oomblik? Net so vir 'n oomblik. Kom aan, wie ken hy song? Om die seels oop te maak. Wat het ons met die bloed gekoop, gestaan en nasie volk en taal. Kom ons sing halleluja. Halleluja, halleluja. Ons is die gekoop deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja. Ons is die gekoop deur Jesus bloed. Halleluja, kom ons sing, laaste keer saam. En halleluja, halleluja. Ons is die gekoop deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja, halleluja. Kan ons nog een keer sing? Ons is gekoop deur Jesus bloed. Halleluja. Thank you, Lord. Halleluja, halleluja. Ons is gekoop deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja. Ons is gekoop deur Jesus bloed. Halleluja, kan ons die Here nie die dankie sê nie? Loof sy naam, dankie meisiekind. Halleluja, ons is duur gekoop deur sy bloed. Die Here is waardig. Ek dink net wat in die hemel aan die gang is, met die aanbidding wat in die hemel is. Kom aan, ek sien uit na die hemel. Ek sien uit na die hemel. Ek kan nie wag om by die Here te wees nie. As ons kyk na die Griekse woord en vir aanbidding in Hebreëus, ons het dan nog gepraat gesien dat onder aangesê worship, een van die lyntjies wat daar was, die betekenis om ons waarde te kan ag aan die Here, is die Griekse woord. As jy gaan kyk na wat aanbidding beteken in die Grieks, ek dink is amper dange wat 'n vertaling jy lees, maar 59 keer in die Nuwe Testament word die woordjie, wanneer dit kom by aanbidding, beskryf dit proskeneu. Dis wat die Griekse woord vir aanbidding beteken, proskeneu. En dit beteken letterlik, en ek het gewonder hieroor, dit beteken letterlik om soene te kan blaas. Dis wat aanbidding is. Nie net om jou liggaam te buig nie net om op jou knie te kom nie, maar om hier binnekant, kom aan, jy blaas nie vir enigeen soene nie. Jy blaas nie vir enigeen soene nie. Net vir een vir wie jy lief is, en wat jy 'n koneksie mee het, sal jy 'n soen voorblaas. Ek net vir my vrou, sal ek 'n soen blaas lief, want ek het haar lief. Nou kan jy dink hoe intiem aanbidding eintlik is. Wanneer dit kom by aanbidding is om op jou knie te buig, beteken om to change your posture,
Beteken letterlik om af te buig na die Here toe. Dis die liggaamshouding wat jy moet inneem. Dis wat aanbidding beteken. En dit beteken letterlik, dink oor, as jy opkyk na die Here, say I love you. Ek het die Here lief. Is dit iets moois nie? Maar dit kom by aanbidding. Aanbidding is nie net aanbidding, is nie net 'n paar koortjies wat ons sing op 'n Sondagmôre nie. Dis meer as 'n styl. Dis meer as ligte. Dis meer as musiek. Dis 'n leefstyl. Dis wanneer ons harte bring aan na die Here toe. Dis wat ware aanbidding is. Dan sê die woord van die Here, dis wat die Here soek. Hy soek die ware aanbidders. Wat die Here aanbid in gees en in waarheid. Halleluja. Ons wat die Here soos om soene te blaas vir die Here en sê, I love you. Wil jy net gou dit doen? Daar waar jy is. Kom aan, stuur die Here 'n soen. Net 'n aanbidding soen. Sê vir die Here, I love you. Kom aan, doen dit. I love you. Sê die Here, I love you. I love you. Ek het die Here lief. Ek het die Here lief. Dis wat die woord beteken, so intensief beteken hy. Iemand het iets moois geskryf, persoon met die naam van Eugenia, so iemand, ja, daai vrou. Praise and worship is not about how talented you are or what a wonderful and beautiful voice you have. It's about denying yourself. Let God to be God in your life and praise Him with all your heart and soul. Dis wat aanbidding is. Meer as net 'n song, meer as net 'n paar koortjies op 'n Sondagmôre. Halleluja. Meer as dit. Maar hy sê to praise Him with your life. Let God to be God in your life and praise Him with your heart and soul. Jou hele hart. Alles. Die Here is agter jou hart aan. Sê vir jou buurman of vrou, die Here is agter jou hart aan. Dis wat dit is. Stephen Lawson skryf, ek gaan net nog so 2 keer as ek klaar. Worship is not the entertainment of man, but the exaltation of God. Dis nie vir my mense te entertain om te sê, ek het lekker gesing vanmôre. En jou hart is ver van die Here af nie. Worship is meer as lekker sing op 'n Sondagmôre. Mag die Here ons musiekspan help. Dat ons nooit 'n atmosfeer skep wat lekker is nie. Maar dat ons 'n atmosfeer skep wat aanbidding bring aan die koning van die konings. Ek wil dit eers stel hier. Hier staan Quintus vanaand en ek wil vir die gemeente sê. Dis ons taak as die voorsangers en musiekante om 'n atmosfeer te skep waar die Here welkom is. Ek wil nie lekker sing op 'n Sondag nie. I want to worship God on a Sunday morning. Hallelujah. Ek wil die Here aanbid op 'n Sondag. En laaste keer sê worship is not a 18-minute period during church service. It is a lifestyle. Dit is 'n leefstyl. Dis wat aanbidding is. Goed, so kom ons gaan kyk na waar ek eintlik vanaand. Dit was net my inleiding. Is jy bly? Ek hoop jy daar's 'n hoender in die oond nie. So begin nou eers. Daar is 'n Dr. Reis het seker al vir ons gesê, daar is iets in die Bybel wat hulle noem the law of first mentioning. Die eerste keer as jy iets in die Bybel raak lees vir die eerste keer, moet jy gaan stil staan om te kyk wat God vir ons wil sê. The law of first mentioning. Die wet van eerste woorde. Byvoorbeeld, lees ons vir die eerste keer dan bid. Ons lees ook die eerste keer in jou Bybel, ons gaan nou daarby kom, eers dit wat jy lief het, is die eerste keer wat ons dit gaan lees. En ek wil hê ons moet ons Bybels vat en ons blaai na die boek van Genesis toe. Genesis 22 vers 1 tot 14 gaan ons lees en ons is by die berg van Moria. Kosbare gedeelte in die woord van God, een van my baie gunsteling stukke in die Bybel, wanneer dit kom by aanbidding en 'n leefstyl daarvan ook. Ons het hier te doen met 'n man met die naam van Abraham en sy kosbare seun Isak. Na hierdie dinge, die wat daar is, Genesis 22 vers 1 tot 14 gaan ons lees en ons gaan 'n paar gedeeltetjies daar uithaal en dan gaan ons die Here aanbid. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na 'n plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag, toe staan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly hier
met die esel. Ek en die seuns wil daarheen gaan om te aanbid. En dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, het op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek, my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met een sy ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Soos vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Kosbare gedeelte in die woord van God. Die eerste keer wat jy 'n paar dinge in hierdie Bybel raak lees. Ons is by 'n man met die naam van Abraham, en ek het altyd gewonder, twee dingetjies het ek gewonder, die prentjie pastoor. Ek het gewonder, hoe maklik moes dit wees om jou seun vas te maak en hom te offer op daai altaar. Toe besef ek totdat jy tieners het, is die proses baie makliker, is dit nie so nie? Nee, ek spot sommer net. Maar ek kan net dink, hoe moes hierdie Isak gevoel het? Hoe moes hy gevoel het toe sy pa hom losgemaak het hierso? Ek dink hulle het 'n gesprek gehad terwyl hulle afgestap het. Het sy by sy pa 'n bietjie eye-to-eye woorde gehad. Dad, why, hoekom en waarom? Maar nietemin, eerste ding wat ek met u wil deel oor, dat die Here vir Abraham op die proef gestel het. Think about this. God stel Abraham op die proef. En dit is nie lekker wanneer God jou op die proef stel nie. Wie was al daar? Wie was al op daai plek waar God jou op die proef stel? Ek love dit wat die Engelse vertaling sê. Die Engelse vertaling sê dit nog mooier. Hy sê, God tested Abraham. He tested him. Om sy hart te sien. Om te kyk, is hy regtig lief vir die Here? Het Abraham regtig sy alles vir die Here gegee? Is hy regtig, sy geloof, is dit regtig staande? God toets sy hart. Sal hy steeds aanbid as daar, en nie soos my vraag wat ek vra, sal jy steeds aanbid as daar dinge van jou verwag word? Al gaan jou geloof deur die uiterste getoets word, sal jy steeds doen wat God sê? En ek het hierby gedink en weer eens, ek wil vanmôre sy woord bring, dit wat ou Job gedoen het, en dit wat Job moes deurgegaan het. Imagine, jy verloor alles soos Job, totdat sy vrou vir hom gesê het, man, vloek die Here, curse him, dat jy kan sterf. En hy het gesê, I know that my Redeemer lives. Sal ons steeds, as God die opdrag te gee, God aanbid soos wat ons gesê het, ons moet dit doen. Ek dink aan my kollega, my kosbare kollega, my swaar, Pastor Ellen Fielding. Man, ek dink aan hom, terwyl Christine veg vir haar lewe met kanker by ouderdom van 30 jaar. En as ek met Ellen praat, met hom gesels, dan kan ek hoor, partykeer is sy lippe teen die klippe, maar iets wat nooit uit sy mond uit sal verdwyn is om te sê, God is goed, I still worship him, al is ek in 'n vallei, sal ek die naam van die Here steeds groot maak, en al gaan ons partykeer deur hierdie toetsstasies, God toets ons. Ek love het, Marsan het vanaand hierdie lied vir ons gesing, en wat baie mense nie weet nie, as ek mag share, Marsan, wat baie mense nie weet nie, is Marsan se hoofstuk 11 was rof, hy het sy werk verloor, dinge het deur mekaar gegaan, 'n paar maande terug het sy hele lewe uit mekaar uitgeval, maar vanaand getuig hy so kosbaar om te sê, ek dank die Here, ek het 'n hoofstuk 12, die toets is nooit lekker nie, amen, the testing is nooit lekker, dit is nooit, maar dit bring, man, ons geloof word deur vuur gelouter, is dit nie so nie? We've been tested by faith. Dis nooit lekker om in daai toetsstasie te wees en wanneer God jou op die proef stel nie. Kan ons steeds God aanbid? Man, ek het al in ministry gesien dat wanneer die wiele afkom, dis die eerste ding wat by die deur agteruit gaan, is ons is kwaad vir die Here. Ons blameer die Here vir alles. Maar ek weet, in die eerste hoofstuk in Job,
dinge deurmekaar geraak. Maar op die einde van die laaste hoofstuk in Job se lewe, was dinge die beste. Man, die Here het hom meer gegee as wat hy ooit kon gevra het voor. Halleluja. Hy het hom dubbel gebless. So die Here kan en die Here is saam. Ons is baie keer deur 'n tydperk van toets. En hier so kom hier en hy stel hom op die he's testing him. Sy geloof word getoets, sy hart word getoets. En ek dink weer, as ons hart in die Here soek jou hart. Sê net gou weer vir myself, die Here soek my hart. Die Here soek ons harte wanneer dit kom by aanbidding. Die tweede ding wat ek wil doen is, God het vir hom getoets. En as ons baie keer getoets word, wie kan net gou saam met my stem dat wanneer God jou toets, is jou aanbidding anderste. Wie het dit al beleef? Dat wanneer God jou toets, man, dan begin jy dan bid. Dan begin jy, dan is die stopstraat uitgeruk. Dan begin ek God aanbid en God soek. Wie het dit al beleef? When things go tough, dan is my aanbidding dieper en meer ernstiger met die Here. Loof die Here. Die tweede ding wat ek met u wil deel, I love it. Die Bybel sê daarso, hulle het vroeg die môre klaar gemaak. Genesis 22 vers 3. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak. Sy esels opgesaal en 2 van sy dienaars en die seun Isak saam met hom geneem. Vroeg die môre het hy klaar gemaak. Ek love wat die Engels sê. Hy sê early in the morning. Nou ek wil hier 'n grootste geheim leer van 'n leefstyl van aanbidding. Dis het in my lewe so en ek glo dis in u lewe sal dieselfde ding wees. As ek nie vroeg in die môre stil staan om God te aanbid nie en om eer aan hom te bring, is die dag verby. Is hier iemand wat saam met my is? Dan the day is gone. There's something about the morning. Daar's my net iets in die oggende wanneer almal nog slaap en ek gaan en ek kom net die Here aanbid en net vir hom eer bring. There's just something about the morning wanneer alles stil is en ek net gesprek is met die Here. Vroeg die môre maak hy klaar om te gaan aanbid. Vroeg die môre. En dis 'n leefstyl wat Jesus gehad het. Jesus het hierdie leefstyl gehad. Markus 1 vers 35 sê die Here vir ons so mooi. Jesus, hoor mooi wat sê Jesus, sy eie woorde. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek vertrek en daar gaan bid. Jesus, vroeg in die môre, nog diep in die nag. Dis wanneer Jesus gaan bid het en aan sy Vader toe geroep het. Hy het dit gedoen. Abraham het vroeg klaar gemaak. Dawid, hoor wat het Dawid skryf Psalm 5 vers 4. In die môre, Here, sal u my stem hoor. In die môre sal ek dit aan u voorlê en afwag. Vroeg in die môre sal u my stem hoor. Kom en is hier iemand wat saam met my is, dat vroeg in die môre is jou gesprek met die Here. Is hier iemand wat saam met my is? That's a time waar jy God aanbid and it's just something special about the morning. Vroeg die môre maak hy klaar. En hy het gegaan. En die eerste keer in jou Bybel lees jy dat daar kom die woordjie aanbid. Eerste keer wat jy hoor van aanbid. In jou Bybel, the first mentioning, maar die Bybel praat van aanbid. Abraham het gesê, bly hier by die esels, ek en my seun wil daarheen gaan om te aanbid. En dan sê hy vir my so mooi en dan jy toe terugkom. Abraham, hy het nie 'n band gehad nie. Hy het nie 'n tamboerijn gehad nie, nie 'n gitaar gehad nie, nie 'n voorsangers nie, nie 'n smoke machine nie, nie ligte nie. Hy het nie 'n mic en speakers gehad nie. Dis 'n 100 jaar oue man en sy seun wat die donkies agterlaat om te gaan aanbid op die berg. En hier is iets kosbaars hier aan gekoppel, kerk. Iets wat hy doen wat my diep in my hart getref het. Hy het die donkies en die dienaars agtergelaat. Hy het die donkies eenkant gesit en hy het gesê ek en my seun gaan om te gaan bid. En weet jy wat keer die ding vir my in my hart, in my lewe, Quintus se lewe, baie keer volg die donkies my wanneer ek moet gaan aanbid. Wanneer ek in aanbidding is, dan kom die donkies. Wie weet waarvan ek praat? Weet ook 'n donkies, jou donkie lyk anders as my donkies. Maar die donkies en donkies praat van werk en esel, dit is werkskaf en ons konsentreer soms baie meer oor die donkies en worry oor die donkies. Ons sit in die kerk en ons het donkies by ons. Nie hierdie kerk, ek praat van Potch waar ek vandaan kom. Daar so in Potch, man, as jy kan sien, worship is nie soos worship nie, want jy sien mense kom met donkies in die kerk. En dan stop jy met daai donkie in die kerk in. Come on. En ons het donkies waaroor ons worry, die donkies. Maar hier so doen Abraham iets kosbaar. Hy sê vir die dienaars, julle wat dien, bly daar, saam met die donkies. Ek en my seun gaan om te gaan aanbid.
Ons het baie keer nodig aan aanbidding. 'n leefstyl van aanbidding beteken die volgende: I need to separate myself. I need to come apart. Die donkies kan nie saam met jou die berg op nie. Dis een ek wat die berg moet op. Dis ons wat die berg moet opklim, om ons eenkant te kom en by God uit te kom. Sê die woord van die Here vir ons in Matteus 6 nie. Gaan in jou binnekamer en sluit jou. Why? Hoekom? Want die donkies kom klop aan die deur. Die donkies is daar, en jou selfoon is daar, en almal lei en almal soek jou in die wêreld. Dis hoekom dit vroeg in die môre belangrik is, terwyl die donkies nog slaap, moet jy God kom aanbid. Halleluja, wees saam met my. Vroeg in die môre, die donkies moet agterbly. Leefstyl van aanbidding beteken ons moet ons donkies bietjie agterlos. Die donkies van worry, die donkies van finansies, die donkies van probleme, donkies van werk, die familiedonkie, die kinderdonkie. Al die donkies kom opgelyn. Kan ek gou sê, leefstyl van aanbidding sê vir hierdie donkies, you need to wait. Ek gaan op om te gaan aanbid. I'm separating myself. Ek glo wat Dok Gert sê altyd, Dok Gert Venter sê altyd so mooi. Hy sê sy vrou het haarself in die huis toegesluit, in haar kamer toegesluit vir 'n maand lank, en haar afgesonder elke jaar voor die Here. En sy het vir Dok Gert, en kyk Dok Gert, hy's nie hier vanaand nie, maar Dok Gert kan Kaluma hoor, hy sal vir jou kan grappe vertel en jou aan die gang hou, en ek kan net sien hoe hy hom een kant hou, en sê, luister Dok Gert, you need to stay there, ek gaan een kant om God net aanbid. Dis 'n leefstyl van aanbidding. Iets wat nou baie belangrik was in hierdie gedeelte is, hoor die geloof wat Abraham het, nie net los hy die donkies agter nie, maar hy doen iets wat baie belangrik is, hy sê vir sy dienaars, ons kom na julle toe terug. Even though Vader vir hom gesê het, gaan offer vir Isak, sê hy vir sy dienaars in geloof, ons sal na julle toe terugkeer. That's faith. Dis geloof. Die woord van die Here leer vir ons, skryf die vers neer, leef dit, bær dit in jou hart. En dit is Hebreërs 11 vers 6 wat sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. En hoor wat is belangrik, hy is, en wat is hy nog? 'n beloner vir die wat hom soek. Kan ek 'n amen kry? Halleluja. Die Here is 'n beloner vir die wat hom soek. Wie glo dit saam met my? Amen. Maak jou buurman wakker wat sit en slaap. Ek sien hoe gaap hy vir my. Maak hom gou wakker. Sê vir hom, jy moet Hebreërs 11 vers 6 lees. Wat sê die volgende? Amen. Hy sê die volgende, hy moet glo dat hy is en 'n beloner is. God is a rewarder of those who seek him. Amen. Hoe mis ons dit altyd? God beloon jou as jy hom soek. En dit kos om 'n bietjie eenkant toe te kom. 'n Bietjie die wêreld uit te sluit in sy donkies en sy dinge, om by die Here uit te kom. Daar vierde een, en Nina, hierdie is vir jou. Hierdie is vir jou. Jy het nie geweet waaroor ek preek vanaand en jy het jou hart uitgestort in die bidkamer vanaand. Maar ek wil hierdie vir jou gee. I just want to give, ek wou dit nie vir jou agtergee en ek wil dit nou vir jou gee. 'n leefstyl van aanbidding beteken ons het gehoorsaamheid hê. Gehoorsaamheid. Ons moet getrou wees. Amen. Ons moet obedience kan toepas. Die woord van die Here leer vir ons, 'n leefstyl van aanbidding is meer as die worship team en gitare en dromme en musiek. Dit beteken gehoorsaamheid. 'n leefstyl van aanbidding is ek moet gehoorsaam wees. Toe die stem van die Here kom en hy roep vir Abraham, toe sê hy wat? Hier is ek. Hier is ek. Gehoorsaam te wees aan God se woord. 1 Samuel skryf dit vir ons. 1 Samuel 15:22 sê, daarom sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Beter as die vet van ramme. Om gehoorsaam te wees is beter vir die Here. Hy sê die Engelse vertaling, behold, to obey is better than sacrifice. Gehoorsaamheid is beter as offers, kerk.
Om met gehoorsaam te wees aan die Here is klaar 'n leefstyl van aanbidding. Om gehoorsaamheid toe te pas. En God is agter ons harte aan. Dit is vir my so tragies dat ons harte nie meer by die Here is nie. En ek wil nie, ek trap op my eie tone. Maar God se woord sê so mooi, in Matteus 15 vers 8. Tereg het ons 'n volk geword, wat God nader met ons lippe en ons monde, maar ons harte is ver van die Here af. Man, dit kan 'n gevaarlike plek wees. Dis maklik om God te aanbid met jou talente en jou gawes. Ek kan gitaar speel en ek kan die Here aanbid en ek kan, dis mooi. Jy sing so beautiful. Dat beteken zilch. My hart is nie in dit in nie. My hart moet in die saak wees. God is agter ons harte aan. Kerk, wat is die eerste ding wat gebeur het by die dag van Pinkster? Kan ek dit gou vinnig lees? Handelinge is so geskryf, jy hoef nie so toe te blaai, ek gee gou vir jou. Handelinge 2 vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En hulle het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat julle doop, en daar het 'n hele belofte gekom. Maar hulle harte was veranderd. Wie kan onthou Lukas 24? Dok het nou die dag om dit bedien. Dis vir so kosbaar gedeelte, Lukas 24. Skryf hulle, was ons harte, die Emmausgangers, was ons harte nie brandend toe hy met ons gedeel het nie. Dis 'n hartsaak, kerk. Ons harte is ver van die Here af. Jesaja profeteer dit. Jesaja se profesie is in Matteus 15 vers 8 uitgekom. Wat sê tereg is ons 'n volk. Ons nader die Here met ons lippe en ons monde, maar ons harte is nie in die saak nie. God is agter ons harte aan en gehoorsaamheid aan. Ons moet gehoorsaam wees, nie net aan God se woord nie, maar aan sy stem. Dis 'n leefstyl van aanbidding. Dis beter as offers, sê die woord. Gehoorsaamheid is belangrik. En die laaste een wat ek wil gee daarso is, die woord van die Here leer vir ons daarso, en hy sê, wat jy lief het. Dis die eerste keer in die Bybel wat jy gaan lees oor liefhet. The first time, eerste keer. En hier het my nogal getref. Genesis 22:2 sê, toe sê hy, neem jou seun. Wil jy gou saam met my so te blaai nie? Hier is iets kosbaars hierso. Kom, blaai net gou met terug Genesis 22 vers 2 toe, dan gaan ek afsluit by dit, maar jy kan ons nog vorentoe kom. Genesis 22:2 sê, lees gesom met my raai, het sê, toe sê hy, neem jou seun, komma, jou enigste, komma, wat jy lief het, komma, Isak, komma, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Is dit nie vir my, hier is dis vir my vreemd hoe die Here hier met Abraham praat. Dit is vir my vreemd hoe die skryfstyl hier so is. Asof daar 'n pause is na elkeen van hierdie opdragte. Dis my, dit tref my. Neem jou seun. Here, watter seun? Want Abraham het 2 seuns gehad. Hy het Ismael gehad ook, by Hagar. Watter seun? Jou enigste. Maar Here, ek het nog 'n seun. Die een wat jy lief het. Maar Here, ek het altyd my seuns lief. Isak. Ek soek vir Isak. Daai een soek ek. En is dit iets kosbaar om te dink, dit wat jy lief het, God soek dit. As 'n ou, ons gaan nie sing nie. As 'n ou song wat sê, I will serve no foreign God, nor any other treasure. Sien, ons kan baie keer dinge stel voor God. Idols. Dinge wat ons voor die Here stel. En die Here soek dit wat ons lief het. Hy soek nie net ons wonderwerke, hy soek ons wonderwerke en ons foute. Hy soek ons alles, ons hele hart.
Hy's agter ons Isak aan. Wat is jou Isak vanaand wat in die pad staan? Wanneer dit kom by God. Jy het dalk 'n Isak vanaand wat jy in jou hart ronddra, wat eintlik op die offeraltaar hoort. Wat oorgegee moet word. Wat is jou Isak vanaand? Dit wat jy liefhet. Dit wat jy bo God stel. Ek glo dat Abraham het ten minste die regte ding gedoen en gesê ek sal dit offer. I give up everything. Ek sal alles oorgee. Kyk, dit is nie as min skrif wat ek regtig net kan koppel, maar ek glo en ek sien dit. Daar is blessing of seën gekoppel aan gehoorsaamheid. Wanneer 'n mens die stem van die Here gehoorsaam en as die Here roep en jy gehoorsaam sy stem, sal daar seën saam met dit kom. Daar kom seën saam met dit. Die Here sal jou seën wanneer jy ewen as jong mens sê, Here, ek gaan U volg en ek wil gehoorsaam. My lewe moet 'n leefstyl wees van gehoorsaamheid. Daar kom seën saam met dit. God will bless that. Hoekom sê ek dit? Want ek en Madeleine ons is getuienis daarvan. Dat ons, al wat ons gesê die dag toe die Here Jesus roep, dat ons gesê, ja Here, hier is ons. Ons sal gehoorsaam wees. Ons lewe is 'n leefstyl van aanbidding. Ons moet dit elke dag kan doen. Ons lewe moet getuig. Daar's 'n mooier gesegde wat sê, we just want to live to make you famous. Dis ons life motto. We just want to live to make God famous. 'n Leefstyl van aanbidding. As ek hier uitstap, moet my lewe getuig om God te aanbid. Dis my leefstyl. Soos Abraham. Ek is gehoorsaam. Ek het alles gegee wat ek liefhet. Ek het alles oorgegee. Het jy al alles oorgegee? Het jy al alles oorgegee? Jou seer, jou teleurstelling, dit wat jy liefhet, het jy al alles voor die Here gegee? Getuig jou lewe as 'n lewe van aanbidding. Of is daar nog dingetjies wat jy aan vashou, wat jy nog so 'n bietjie koester, wat jy nog bietjie liefhet, wat jy bo God stel? As die Here vanaand vir jou sê, gee dit oor. Surrender dit ook. Is jy bereid om dit te surrender? Is jy bereid om dit te surrender? Om dit oor te gee, sê Here af, ek is klaar hiermee. Ek is klaar hiermee. Dit steel my aanbidding, dit steel my nabyheid, dit steel my. Miskien is dit 'n paar donkies vanaand. I don't know. Maar die Here soek jou hele hart. Amen. Die Here soek jou hart. Kan ek vir u bid vanaand? Kan ek vir u bid? Wie nie meer guns doen nie, met jou hand vat en op jou hart sit nie. Jesus, ons weet wie Jesus bly in ons hartjie nie, ons weet dit. Maar ek wil net vanaand vir ons harte bid. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want Here, dit is die oorsprong van die lewe. You need to surrender all. Alles oor te gee. Selfs vir Isak, al is dit hoe moeilik. Al is dit hoe moeilik. Die moeilikste ding vir Quintus was gewees om my dogter te sê, jy bly in Klersdorp agter, met my kleinkind. Want God se stem het geroep. En ek wil net gehoorsaam wees aan dit wat die Here wil hê. My lewe getuig van om God te aanbid. Vader, ek bid vanaand vir elkeen van ons wat hier sit. Elkeen van ons, terwyl ons oë gesluit is, miskien is hier iemand vanaand wat sê, I need to surrender something. Ek sit nog hier met 'n Isak wat ek liefhet, wat ek nog nie wil oorgee nie. En die Gees van die Here het met jou gepraat. As die Here met jou gepraat het, jy moet net jou hand opsteek en ek gaan jou nie vorentoe roep nie. Gaan jy jou vra om hier voor te kom staan nie, as daar nog, yes, dankie vir hande wat opkom. Daar's hande wat opgesteek word, daar's hande, thank you Lord. Daar's hande wat nog opgesteek word, sê Here, ek moet hierdie weggee. Ek moet oorgee vanaand. I need to surrender everything. Dankie vir die hande wat opgaan, dankie vir die hande, is daar nog mense, yes, thank you. Dankie vir die hande wat opgaan vanaand, wat sê Here, my lewe moet 'n lewe wees van aanbidding. Ek sukkel, Here. Ek is nog nie bereid om hierdie weg te vat, die Here. Ek sukkel. Mag ons surrender vanaand. Ek bid dat jy sal surrender in die naam van Jesus. Here, elke hand wat opgegaan het, ek wil vir hulle bid vanaand, Here, in die kosbare naam van Jesus.
Ek bid, Here, dat die Here sal verandering bring in ons lewens, Here. Here, terwyl ons gekonfronteer word, Here, met so baie uitdagings, dat ons op hierdie punt sal kom om te sê, die donkies bly agter. Ons stap vorentoe om te gaan aanbid. My lewe getuig dit, Here. En ek weet dat die Here sal voorsien. In die naam van Jesus. Here, help ons. Terwyl jy ons toets, Here. Terwyl jy ons toets, ek bid, Here, maar dit klink 'n gevaarlike gebed, maar ek wil bid. Mag ons geloof deur vuur gelouter word, Here. Mag jy met die snoeiskar inklim, Here, en die lote afsny wat nie hoort nie, Here, dat ons veel vrug sal kan dra. In die naam van Jesus. Ek bid dat ons gehoorsaam sal wees in dit wat U ons voorgeroep het. In Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy hierdie week soene blaas in aanbidding. Amen. May God bless you. May God bless you.